welkom by ons kleingroeptyd saam en ek is bly om saam met julle te wees en ek hoop julle as 'n klein groep kuier ook lekker saam. Ek hoop julle het 'n lekker koffie en julle is lekker gemaklik. Ons is nou klaar met moving inwards, seeking the transformation we need en ons is klaar met die moving upwards, seeking the intimacy we need. En dan gaan ons aan ons derde beweging van gebed in moving outwards, seeking the ministry we need, waar ons gaan fokus hoe om vir mekaar te bid en hoe belangrik dit is. Vandag gaan ons gesels oor voorbidding. Om vir ander te bid is 'n daad van liefde. Dietrich Bonhoeffer het eendag gesê, intercessory prayer is the purifying bath into which the individual and the fellowship must enter every day. As ons sê ons het mense werklik lief, dan sal ons maklik vir hulle iets doen. Vandag gesels ons oor 'n manier hoe ons liefde wys vir ander en voorbidding is 'n manier om daai liefde vir ander mense te wys. Wanneer ons beweeg in ons gebed van vra vir myself na voorbidding vir ander, verskuif ons eie behoeftes na die behoeftes en sorges van ander mense. Voorbidding is 'n selflose gebed. Die wêreld, die mense om jou, die mense in jou selgroep, by jou werk, ouers, by jou kind se skool, ewen die mense in ander lande het jou hulp nodig. Ons gebede kan 'n werklike verskil maak in stikkende lewens, stikkende huwelike, in seer kry en swaar kry en in mense se lewens wat in wanhoop leef. Hoekom? Want ons tree namens daai mense in. Ons bid namens hulle. As Christene is dit ons plig en ons voorreg om dit vir ander mense in te tree in gebed. Dis nie 'n opsionele opsie nie. Dit is wat ons moet doen as Christene. 'n Pragtige voorbeeld uit die Bybel is Moses, Aaron en Hur in Eksodus 17. Die Amalekiete het Israel aangeval en Josua het die geveg in die vallei gelei en Moses het opgegaan na die heuwel waar hy gebid het en Aaron en Hur was daar saam met hom. En solank as wat Moses sy hande in gebed opgelig het, het Israel gewen. Toe sy arms moeg geword het Aaron en Hur hom ondersteun aan elke kant. Totdat die son gesak het dit aangehou en Josua het die slag gewen, maar die ware oorwinning het gebeur deur voorbidding op daardie heuwel. Bespreek die volgende vraag in julle groep. Voorbiddende gebed kos iets, soos Moses se arms wat moeg geword het. Dink aan 'n tyd toe iemand volhardend vir jou gebid het, of toe jy vir iemand anders volhardend gebid het, en deel dit dalk met die groep. Richard Foster, wie se boek ons gebruik vir hierdie reeks, sê, ons word almal hiernatoe geroep. Nie almal van ons is openbare leiers soos Josua, maar elkeen van ons word geroep tot voorbidding vir ander mense. Richard Foster sê ook, the deeper we go down into the valley of decision, the higher we must rise into the mount of prayer. En hier is die beste deel, ons is nie alleen nie. Paulus vertel vir ons in Romeine 8 vers 34 dat Christus Jesus, wat gesterf het en opgestaan het en aan die regterhand van God is, vir ons intree. Jesus wat nou by die Vader is, het vir ons iets nuuts kom oopmaak. Ons bid met Jesus se gesag. Jesus kom en hy sê in Johannes 13 tot 17 vir sy disippels dat hy na die Vader toe gaan en verduidelik hy dat hy in die Vader is en dat die Vader in hom is en hy gaan vir hulle plek voorberei en dat hulle in hom, in Jesus, moet bly. Johannes 15 vers 4 lees ons die volgende, julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die ware wingerdstok, of ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Wat is dit aan Jesus wat na die Vader toe gaan, wat die situasie so radikaal verander? Waarom sou dit so 'n verskil maak in sy disippels en in ons gebedsondervinding? Die antwoord is, Jesus het sy ewige werk as voorbidder voor God gaan inneem. En as gevolg hiervan word ons in staat gestel om vir ander te kan bid,
om in die naam van ons Here te bid. Beteken dit om te bid in die lig en in die krag van die groot werk wat Christus volbring het. Deur sy lewe, deur sy dood, deur sy opstanding, deur die middel van sy bediening aan die regterhand van God as ewige voorbidder. Ons het 'n tolk of 'n tussenganger nodig. Jesus Christus is ons tussenganger. Paulus kom sê dit vir ons mooi in 1 Timoteus 2 vers 5. Daar is immers net een God en daar is net een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Dit is waarom ons in Jesus se naam bid. Om in die naam van Christus te bid beteken om te bid in die bewussyn dat ons gebede geen verdienste of krag het nie, maar om 'n beroep te doen op Christus as die bron van krag van ons gebedslewe. Dit beteken om volkome ons hulpeloosheid te erken. Om in sy naam te bid beteken ons gebede deur ons enigste verlosser en saligmaker, Jesus, aan God die Vader oorgedra word. En dit is wat dit so kragtig maak. Deel met mekaar hierdie volgende vraag. Wat dink jy moet jy doen om effektiewe voorbidder te kan wees? So die vraag is, wat gaan jy doen? Wat gaan dit van jou vat om effektiewe voorbereiding te kan doen? En dit is om bly in hom. Ons moet leer om takke te word, takke wat aan die wingerdstok vas is. Ons ontvang lewe van Jesus alleen. Ons dra vrug omdat ons in hom is, omdat ons aan hom vas is, die ware wingerdstok. Saam met dit om in 'n diepe verhouding met Jesus te leef, om hom te ken. En hoe doen ons dit? Deur Bybel te lees, deur te bid, kerk by te woon, om te worship, tyd met hom te kan spandeer. En dan partykeer wanneer ons begin bid vir ander, ontdek ons gou dat dit maklik is om op te gee of ongeduldig te raak deur die resultate wat frustrerend stadig en ongelykmatig lyk. God het sy manier van dinge doen. Met geen manipulasie laat hy dinge gebeur op sy pas en sy volkomme vryheid. Nog 'n vraag wat jy kan bespreek is, het jy al ontmoedig gevoel in voorbidding vir iemand? En wat het jou gehelp om aan te hou bid vir daai persoon? Ons moet nooit moeg word om te wag op God se hulp nie. As ons bid vir ander, dan hou ons aan solank as wat dit vat en met aanhoudende smeking. Om voorbereiding te doen beteken dat jy op jou eie bid, maar ook baie keer in 'n groep, soos in julle kleingroep, saam te bid. Iets wat my gehelp het, was om vir 'n hele maand lank net vir ander mense te bid en my eie behoeftes heeltemal eenkant toe te skuif. En net 'n lysie gemaak op my foon vir wie moet ek intree, vir wat moet ek intree. En partykeer het ek miskien net verlangs in stilte gesit en bewus geword van my emosies en van mense wat in my gedagtes opkom en vir daai persoon het ek dan gebid. En dit het my net gehelp om my fokus baie meer na buite toe te skuif as net op myself en my eie behoeftes. Dalk kan julle as 'n klein groep dit probeer om vir 'n sekere tyd net te bid vir mense buite julle groep wat voorbereiding regtig nodig het. En obviously, as iemand in julle groep deur 'n tawe tyd gaan, asseblief bid vir hulle. Die oefening is maar net om julle fokus na buite te skuif. Julle kan afsluit deur die volgende vraag te beantwoord en vir mekaar te bid en vir mense buite julle groep. En die vraag is, hoe kan julle groep, as julle as 'n klein groep, meer aktief raak in julle voorbereiding vir ander? Ek hoop julle het 'n awesome aand. Blessings tot 'n volgende keer.